Baie welkom by verjaar se Pinksterreeks. En voorsitter, ons kan beswaarlik stil staan by 'n belangriker onderwerp tydens Pinkster natuurlik as die Heilige Gees. Ons gaan onsself vergewis wat die Bybel vir ons openbaar oor die Heilige Gees. En ek moet vir u sê hierdie reeks kan werklik 'n keerpunt bring in jou lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die wonderlike geskenk en gawe van die Heilige Gees. Dankie dat u volkome by ons wil wees elke oomblik van die dag. Here, dankie dat u ons hele menswees in ag neem in u werk en u plan vir ons lewens. Here, ons bid dat u vanaand se diens en ook die reeks aan ons sal seën. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons begin vanaand met die Pinksterreeks en beswaarlike belangrike onderwerp as die Heilige Gees. Pinkster is die jaarlikse herdenking van die geboorte van die eerste kerk. Dit het plaasgevind so wat 50 dae na Jesus se opstanding in Jerusalem. So wat 120 disippels was toe saam gewees en Jesus het net voor sy hemelvaart vir hulle gesê: "Wag in Jerusalem tot julle die gawe of die geskenk en die belofte van God die Vader sal ontvang, en dan sal julle krag uit die hoogte kry." Jesus se woorde, krag uit die hoogte. Hierdie belofte natuurlik was vir die disippels tot en met die uitstorting van die Heilige Gees 'n totale misterie gewees. Die Heilige Gees, lees ons in Handelinge 1, het dan skielik op elkeen van hulle gesit, so stonge van vuur. Hulle het begin in tale praat, bekende tale van daardie omstreke, en hulle het die Here geloof. Dit was die uitstorting dan van die Heilige Gees en die geboorte dan van die eerste gemeente. Ons gaan vanaand kyk na die Heilige Gees in die Ou Testament. Wat kan ons agter van die Heilige Gees in die Ou Testament? Wat leer ons? Wat word geopenbaar? Wat word ons wys? En ek gaan stil staan, eintlik maar kortliks by 'n hele paar skrifgedeeltes. Ons is eerstens by die eerste boek van die Bybel, Genesis 1 vers 2 en 26. Die aarde was woeste leeg en duisternis was op die wêreld vol, en die Gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê: "Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip." Dit is baie interessant as ons gaan kyk na die oorspronklike Hebreëus. Dan sal ons sien dat in vers 26 ook vers 1 die woord God is Elohim. Elohim, het is 'n meervoudsvorm. So waar ons lees God, staan daar letterlik gode. Wat dan vir ons maklik is om te verstaan, maar destyds vir die mense in die Ou Testament baie moeilik was om te verstaan. Want die drie-eenigheid van God is nie geopenbaar in die Ou Testament. So ook nie die persoon van die Heilige Gees is een van die drie-enige God nie. Onthou, drie-eenigheid beteken nie 3 in 1 nie. Tot my skok agterkom op Stellenbosch was ek by so 'n Bybelstudiegroep en agtergekom met daardie volwassenes, daai groot mense volwassenes het geglo dat die Heilige Gees God drie-enig is soos 3 in 1. Dan daar's een God, dan tree hy op as die Vader, dan tree hy op as die Seun, dan tree hy op as die Heilige Gees. Nee, dis nie wat die Bybel ons leer nie. Daar's 3 persone. Ek dink die teksvers wat dit die maklikste vir ons verduidelik, dis waar ons in die Nuwe Testament lees waar Jesus gedoop is in die Jordaanrivier, en dan lees ons uit die water uitgekom en die Gees van God het op hom gekom in die vorm van 'n duif, en toe was daar 'n stem uit die hemel: "Dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het." Vader, Seun en Heilige Gees, 3 persone. So as ek dan kom by vers 26 en ons sien die meervoudsvorm ons, dan leer Genesis 1 vir ons dat al 3 van die persone van die Godheid was betrokke by die skepping. Vers 2, daar word ons al reeds in die tweede vers van die Bybel
word ons bekend met die Gees van God, die Gees van God, wat besweef het op die waters. Die Heilige Gees was dus teenwoordig gewees, kommentatore reken die Heilige Gees was 'n agent van die skepping. Die Bybel maak dit nie duidelik nie. Kolossense 1:26 vertel dit vir ons, God die Vader het alles deur Jesus geskep en vir hom. Met ander woorde, soos ek dit dan kan verstaan, waar ons in die eerste hoofstuk Genesis 1 lees, God het gesê en laat daar lig wees, dan is dit die Vader wat geskep het en die Seun deur hom is dit geskep. So ons weet nie of Jesus dan gesê het laat daar lig wees en dan het dit gekom nie, dit het ontstaan deur die mag en die almag van die Vader is deur Jesus geskep. Maar die punt wat ons net hier wil maak is dan, ons word alreeds bekend gestel aan die Gees van God in die tweede vers van die Bybel. Nou maar goed, in die Ou Testament vind ons die Heilige Gees teenwoordig en aan die werk. Baie kere kry ons die Heilige Gees. Die Heilige Gees in die Ou Testament het opgetree as 'n bron van inspirasie en krag. Ons lees dan in die Bybelboeke, veral Rigters, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Konings, die verhaal van die konings veral, en dan die res van die Ou Testament, die profete, van daardie persone wat in leierskapposisies was, het die Here geseën met die Heilige Gees. Deur die Heilige Gees is dan God die Vader se wil geopenbaar vir die volk. Die Here het so met hulle gekommunikeer, maar hy het ook vir die Heilige Gees vir daardie leiers gegee om vir hulle wysheid te gee in hulle take, hulle God gegewe take, want hulle was verantwoordelik teenoor die Here in die uitvoer van hulle take. Daarom het die Here hulle bygestaan deur die werk en die inwoning van die Heilige Gees, om dit vir hulle moontlik te maak om verantwoordelik en gehoorsaam te bly aan wat die Here van hulle verwag het, of dit nou 'n koning was of 'n profeet. Die krag, die moed, dit was die Heilige Gees wat vir hulle daardeur gehelp het. Die Here het hulle so bemagtig vir hulle take en om dan uitdrukking te gee, sodat die Here se wil sal geskied in die lewe van die Israeliese volk. Die Heilige Gees het bekragtig vir verskeie take. Ons lees byvoorbeeld tydens Israel se 40 jaar in die woestyn, lees ons dat God het die ambagsmanne wat die tabernakel moes bou, verskillende items van die tabernakel moes vervaardig. Die tabernakel was die tentkerk, die 40 jaar in die woestyn, wat opgeslaan en afgeslaan is, soos hulle getrek het en weer gestop het. En so het die Here dan daai ambagsmanne met sy Gees gevul wat vir hulle wysheid gegee het, bedoelende wat vir hulle gehelp het om dit te maak wat hulle moes maak, presies volgens die Here se instruksies. Hy het dit alles vir Moses gegee toe hy op die berg was 40 dae lank, as ek reg onthou, maar dan ook vir die ambagsmanne om hulle te help, want van daardie werk was vreeslik presies, vreeslik spesifiek gespesifiseer, baie detail in die werk wat hulle moes doen, so die Here het daarom die ambagsmanne gehelp om dit so te doen soos hy wou hê. Dit was die Gees van wysheid, een van die funksies van die Heilige Gees. En dan ander persoon in die Ou Testament wat ons vir ons 'n lysie kan opstel, wat wel die Heilige Gees in hulle lewe of werk deelsaam was. Ons dink aan Samson met sy besondere krag, dit van die Heilige Gees afgekom. Ons lees van Joshua wat met die Heilige Gees gevul is, sodat hy die leierskap by Moses kon oorneem. Moses het hom die hande opgelê en daardeur het die Here die Gees van God wat hy vir Moses gegee het, die Heilige Gees, het hy dit laat oordra op Joshua, sodat Joshua wysheid, gehoorsaamheid, instruksies, sodat hy kon doen en die volk kon lei volgens die Here se wil. So kry ons ook die Heilige Gees aanwesig by ander van die rigters. Otniel is gevul met die Heilige Gees sodat hy Israel kon aanvoer en die volk gelei in die verlossing van die Arameërs, en so ook met die rigter Gideon. Ons is nou by Rigters 6 vers 34 en die Gees van die Here
het Gideon vervul, en hy het op die ramshoring geblaas, en die Abiezeriete is agter hom aan opgeroep. Gees van die Here of die Gees van God, dit was die algemene term van die Heilige Gees in die Ou Testament. En dan en dan soos by koning Dawid, 'n baie goeie voorbeeld van die Heilige Gees, of soos die Heilige Gees ook ander volksleiers gehelp het. Ons lees 1 Samuel 16 vers 13. Samuel neem toe die horing met olie en salf hom te midde van sy broers. Die hom is Dawid, koning Dawid. En die Gees van die Here het van die dag af verder oor Dawid vaardig geword, en Samuel het klaargemaak en na Rama gegaan. En soos ek vanoggend dan verwys het, ou koning Dawid met voor sy lewe was gedeel voor Batseba en na Batseba. Toe pleeg hy oorspel en toe bieg hy in Psalm 51 en hy smeek tog die Here en hy sê, Here, moet asseblief nie u Heilige Gees van my af wegneem. Nie omdat die Heilige Gees aan hom bekend gemaak het, my naam is die Heilige Gees nie, maar omdat hy die Gees van die Here as heilig in sy lewe ervaar het. Met ander woorde, die Gees van God, en ek sal nou daarby uitkom, het nie net mense in staat gestel, volksleiers, om hulle take uit te voer soos die Here van hulle verwag het nie. Die Gees van God het ook baie belangrik deur die kommunikasie wat deur hulle van God die Vader, deur hulle tot by die konings en die volksleiers uitgekom het en deur hulle by die volk, het die Gees van God ook die Here geopenbaar, sy karakter, sy persoon, wie hy is. Watter tipe van persoon is hy? En dis wat Dawid intiem van die Here geleer het. Daar's geensins van geen ander persoon meer in die Ou Testament geskryf as van koning Dawid nie. En as ons kyk na al sy psalms, dan sien ons die ongelooflike intieme en wonderlike verhouding wat hy met die Here gehad het. Hy was die een koning wat God 100% gevolg het en 100% gehoorsaam was. Daarom het die Here hom geseën in die oorlogsjare toe die Saul met sy leermag hom wou doodmaak, het die Here sy lewe gered en verkeer. En dan kom ons by daai keerpunt met Batseba en hy pleit dat die Here nie sy gees van Dawid sal wegvat nie. En Dawid dan natuurlik daarna 'n lewe van absolute oorgegewenheid aan die Here se wil. En wat 'n absolute pluimpie, wat 'n absolute getuieskrif van koning Dawid, dat ten spyte van hierdie erge sondes van oorspel en moord, hy het Batseba se man laat doodmaak. Hy was 'n moordenaar. Het die Here na sy dood, wanneer die Here dan profete gestuur het van die een koning na die ander in Israel, dan het die Here vir daai profeet gesê, gaan sê vir hierdie nuwe konings wat jy aanstel, wees 'n koning soos my diensknegt Dawid. Want hy het die Here ten volle gevolg, ten spyte van daai erge sondes, het die Here nie oor die hoof gesien watter voorbeeldige koning as koning Dawid was nie. So in die Ou Testament het die Heilige Gees dan nie net geopenbaar, openbaar die Heilige Gees in die Ou Testament nie vir ons homself as 'n derde persoon nie, 'n afsonderlike persoon nie. Ons kry dan net 2 keer in die Ou Testament die woord Heilige Gees, Dawid die eerste keer en Jesaja die tweede keer. Al twee gebruik die woord Heilige Gees as 'n baie respektvolle aanspreekvorm. Hulle was nie bewus daarvan en die Here het nie aan hulle geopenbaar dat die Heilige Gees die derde persoon van die Godheid is. Psalm 51 vers 13, hier is ons by Dawid se boetepsalm, moet my tog nie wegdryf uit die teenwoordigheid nie, en moet die Heilige Gees nie van my wegneem nie. Die Here het Dawid besonder geseën deur die Heilige Gees, omrede hy so godvreesend en so gehoorsaam was aan al die wette wat die Here vir Israel gegee het. Goed, die Heilige Gees was dan eerder aan die een kant 'n openbaring van bonatuurlike mag,
Dit is wat almal in die volk en die persone aan wie die Heilige Gees gegee is, die konings, die rigters, die profete, het dan die Heilige Gees ervaar as 'n bonatuurlike mag. 'n Mag wat hulle in staat gestel het om te sê wat die Here wil sê wanneer dit moeilik was. 'n Mag wat hulle in staat gestel het om hulle lewe suiwer te hou volgens die Here se wil. Die Heilige Gees was ervaar as 'n wonderwerkende Gees. En eers in die Nuwe Testament kry ons die klem op die Heilige Gees as heilig. Maar die Heilige Gees was nie net God se bonatuurlike mag en seëning. Hy was in die eerste plek die openbaring van God se karakter. Die Heilige Gees deur die Here se instruksies deur die Heilige Gees oor wat die volksleiers moes doen, wat hulle moes sê, wat hulle vir die volk moet sê, moet dit nie doen nie. Wat hulle vir die volk moet sê, doen dit. Die profete, waar die Here profeet na Israel toe gestuur het en vir hulle gekonfronteer het met hulle afval, hulle wegval, hulle ongehoorsaamheid in die Here, het dit aan die volk God se wese geopenbaar. Nie soseer God se almag nie, want dit was nie wonderwerke wat daai leiers gedoen het nie, dit was woorde, kommunikasie wat hulle elke slag oorgedra het. Maar in daardie kommunikasie was dit duidelik wie God was, dat God 'n goeie God was, dat God 'n genadige God was. Hoeveel keer het die Here nie deur die profete aan Israel gesê, ek is genadig met julle nie, ek wag vir julle, ek wag al hoe lank al dat julle sal omdraai, hoekom kom julle nie terug na my toe nie, ek het julle dan so geseën. So die godheid van die Here kom deur die werk van die Heilige Gees sterk na vore, deur dit wat God deur die Heilige Gees gekommunikeer het aan die profete en die leiers om aan Israel oor te dra. Ons is by Jesaja 63 vers 10 is ek, Jesegiel. Ons is eers by Jesegiel. Skus, ons is by Jesegiel hoofstuk 36 vers 2 en 26. Hier is van die belangrikste verse in die Ou Testament oor die Heilige Gees, saam met Jeremia 31 vers 34. Julle 'n nuwe hart gee. Nou onthou die tydstip, Jesegiel was 'n profeet in Babylon, nie in Israel. Dit het plaasgevind nadat Israel weggevoer is Babylon toe. Die twee suidelike stamme, Benjamin en Judea, Babylon toe, die noordelike 10 stamme Assirië toe. Hierdie twee stamme wat dan in Babylon weggevoer is toe, daar roep die Here en praat die Here steeds met sy volk deur Jesegiel. En dan sê hy vir hulle, en hy moet vir Israel sê julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste. En ek sal die hart van vlees met julle vlees wegneem en die hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak julle my insetting wandel en my verbonde onderhou en doen. Nuwe hart, 'n nuwe gees in binneste. Daar is die uiters belangrike voorspelling, profesie van die koms van die Heilige Gees wat ons in die Nuwe Testament vind. Daar in daardie konteks vergee aan Israel in die eerste plek, maar deur Jesus se dood en opstanding en sy sterf vir die sonde van die mensdom, het Christene deel geword van God se plan met Israel. Die Israel wat geglo het. Ons praat vandag van daardie mense as messiaanse Israeliete of messiaanse Jode. Daar is dan die voorspelling, dit kom binne in jou. Hoekom? Binne in my. Die Ou Testament het vir God gewys keer op keer dat wette werk nie. Om al die wette te hou, maak nie van mense goeie mense noodwendig. Al die wette te hou, maak nie van mense die mens wat die Here wou sien. En die persoon wat uitstek wat dit ontdek het, was niemand anders as Paulus. Toe die Here vir hom wys die sonde binne hom, terwyl hy gedink hy is so spesiaal, want hy het al die wette nagekom, en het hom so gestaan, hy is so trots daarop. Toe sê hy, al hierdie nakoming van die wette, is eintlik goed, regtig 'n sterk woord gebruik. Want die binnekant is dit onbeheers. Die binnekant in my gedagtes,
in my emosie. Daar het ons die Here nodig, daar sondig ons die meeste. Daar kan wette nie vir ons help in ons stryd teen sondes. Daarom het die Vader gesê, ek moet in die mees effektiewe manier by mense uitkom om hulle te help. En dit verg dat ek binne in jou kom bly, waar ek kan lees wat jy dink en sien wat jy voel. Dan kan die Here ons help, hy kan met ons sympatiseer. Ek kan vir die Here sê, Here, U weet waartoe ek gaan. En Jesus het aarde gekom om sê die Bybel vir ons, om in alle aspekte menswees te ervaar. Hy is in alle aspekte versoek, sê die Bybel, sodat hy met ons kan sympatiseer, sodat iemand vir die Here kan sê, jy weet nie waartoe ek gaan nie. Ek dwaal so 'n bietjie af. Goed. Dis dan Jesaja. By die volgende gedeelte is ons nou by Jesaja 63, maar hulle is opstandig en het sy Heilige Gees bedroef. Hier is die tweede voorkoms van die woord Heilige Gees wat ek van gepraat. Hulle het sy Heilige Gees bedroef. Heilig beteken dan daar soos God heilig is. Heilig beteken eenkant, weg van sonde af. As ons sê God is heilig, dan sê ons hy is afgesonder van die teenwoordigheid van sonde. Dit het ook ander elemente van verstaan. God is ook uniek dan in dieselfde asem en ons nog ander aspekte van heilig aan die dae nou het. Hy het teen hulle in vyand van hy self het teen hulle geveg. Toe het hulle gedink aan die jare van lang gelede in Moses volk. Waar is hy wat hulle in die see opkom het? Saam met die herders van sy kleinvee. Waar is hy wat in hulle midde sy Heilige Gees geplaas het? Jesaja, soos iemand gesê het, was profeet toe Israel, die laaste bietjie van Israel, soos water in 'n wasbak, rondom tuimel en in die gat verdwyn. Laaste 40-50 jaar van Israel se bestaan, bedoelende die suidelike stamme, die noordelike stamme is weggevoer in 3 sarsies. Dit was daar, ek dink die laaste wegvoering van die noordelike stamme na Assirië was toe nog, het nog voorgelê. Ek is nie heeltemal seker van my tydsbedeling, maar min of meer. Goed, so die Heilige Gees openbaring is nie net om te bekragtig, te bemagtig, te help, in staat te stel nie. Die Heilige Gees se openbaring het ook gewys dat God is 'n goeie God. Deur Israel se geskiedenis het al die jare van God se genade, al die jare van God se geduld, al die jare van God se vergifnis, het vir hulle gewys, dit is 'n goeie God. Veral vandag, Israel, die Israeliete, het finaal, dit het gebeur, is finaal genees van afgode na die exile, na die wegvoer na Assirië en Babylon. Vandag se Israeliete totaal al toegewy aan die Here. Daar is nie meer afgode van omringende volke en ander volke wat die Israeliete vandag dien nie. Dit het opgehou. God is 'n regverdige God. Het die Heilige Gees geopenbaar. Hy is 'n omgee God. Hy gee energie. Hy laat self, Jesus in Jesaja 43 vers 14, die Here laat selfs diere rus. Hy praat met diere en laat hulle rus wanneer dit rustyd is vir hulle. God gee mag, profete en konings om hulle take uit te voer, maar ook die Heilige Gees in die Ou Testament gewys wie God is. Dan Esegiel 36 wat ons net by was, wys vir ons 'n transformasie, baie belangrik. Transformasie, 'n nuwe hart, 'n nuwe gees. Ek sal my binneste, sal ek vir julle my gees gee. Ek sal 'n hart van klip uithaal. Hier is verandering, transformasie. Die Here gaan in staat stel vir Israel wat hom nooit kon gehoorsaam nie, om hom wel te gehoorsaam. Transformasie, en hier kry ons nie net dit wat sal kom nie, maar hier kry ons die eerste boodskap. Die Heilige Gees is 'n gees wat verander. Verander in die term van dat hy ons beter maak. Hy gaan jouselfde omstandighede gebruik, my broer en suster. Dit is volgens die Here se plan vir elkeen van julle, 'n absolute unieke plan.
Jou lewe kan presies dieselfde wees, dieselfde werk, dieselfde alles, maar die kwaliteit van jou lewe met die Heilige Gees gaan stadig aan verbeter. Die Here gaan vir jou ingewings gee, beter keuses, beter optrede, beter vermoëns waar ons as mense tekort skiet en almal van ons het ons swakpunte. Daar begin die Heilige Gees ons opbou en so begin hy transformeer. So sien ek die nuwe hart en die nuwe gees is in die persoon van die Heilige Gees in my teenwoordig en dit begin transformeer. Dit is so suurdeeg wat jy in 'n klomp deeg sit. Hy begin trek reg deur jou en begin vir jou 'n lewe gee wat jy nooit gedink het jy sal kan hê nie. Goed, die voorspelling, die aankondiging hierso, toekomstige Nuwe Testament tyd het dit al plaasgevind, uitgestort, soos Jesus se disippels aangekondig het op Pinksterdag, toe die eerste kerk en die eerste gemeente gebore is. Nuwe hart, nuwe gees, dit was dan ook 'n voorspelling van wat sou gebeur na Pinksterdag. Goed, die Heilige Gees is dus instrumenteel gewees in die Ou Testament tyd, sluit af. Israel se leiers in leierskapsposisie was baie keer bemagtig deur die Heilige Gees om die Here se wil uit te voer. Daardie bemagtiging deur die Heilige Gees was terselfdertyd ook die openbaring van God se karakter, van wie hy as persoon is, sy heiligheid, sy geregtigheid, die Here se praktiese wysheid wat hy telkens vir Israel gegee het. En dit is 'n kontras teenoor die sondigheid van mense en ons tekortkominge en dwaasheid en kortsigtigheid. Die Here se genade vind ons deur die Heilige Gees koning Dawid na die oorspel met Batseba en dan God se getrouheid. Hy het dit ook geopenbaar deur die Heilige Gees. Israel het gou geleer, hulle kan altyd op die Here staat maak vir die beste kwaliteit van lewe as individue, maar ook dan vir hulle as volk. Nou maar goed, môre aand gaan ons dan kyk, ons ook instel wat ons kan kyk, wys word oor die Heilige Gees. In die Nuwe Testament, aan die ander ons era. Die Nuwe Testament era begin met die uitstorting van die Gees, dit hou aan tot en met die wederkoms van Jesus. Amen. Hemelse Vader, dankie Here dat U op so 'n besondere manier nie net by ons wil wees nie, maar in ons. Dankie dat U nie tevrede was om net vir ons by te staan nie, maar dat U deur Jesus se kruisdood en opstanding het U vir ons daardie belofte gestuur van krag uit die hoogte. Krag elke dag, krag wanneer ons dit nodig het, krag in daardie areas van ons lewens waar ons nie baie daarvan het nie, maar ook krag om 'n ander mens te word, krag om beter besluite te neem, krag om ons tekortkominge te oorkom, krag om vir ons te wys op die prioriteite wat U vir ons het, te wys op dit wat vir ons lewe meer gelukkig en suksesvol sal maak. Ons sê vir U dankie.